die koning Saul raadpleeg 'n heks, die heks van Endor. Dis 'n gevaarlike ding wanneer die gees van profesie afwesig is in die kerk van die Here. Dit lei tot 'n algehele verval, want die leier van die kerk het 'n heks geraadpleeg, want die gees van profesie was afwesig. Die profeet van die Here het gesterf met 'n gebroke hart, want die koning het nie na hom geluister nie. Profete is opgerig deur die Here om konings en priesters te reguleer. Want die koning het die kerk van die Here gelei namens die Here. En die priester het die volk verteenwoordig in die teenwoordigheid van die Here. Maar die profeet het gepraat namens die Here. En die profeet moes die wil van die Here oordra en seker maak dat die koning regeer God se kerk in ooreenstemming met God se woord. Die koning was 'n teoloog in die sin dat wanneer jy 'n koning in Israel word en jy word gesalf as 'n koning, voordat jy op die troon betree, moes jy 'n kopie van die boek van Deuteronomium skryf en elkeen van die ander 4 boeke moes jy met die hand oorskryf. So die koning was 'n kenner van God se woord. Maar die profeet was nodig om die koning verantwoordelik te hou. Israel het 'n koning, Saul, wat God se volk lei sonder gees van profesie. En Dawid is gesalf as koning om vir Saul te vervang. Nie omdat Saul nie die kwalifikasies gehad het. Saul was die mees gekwalifiseerde man onder hulle. Die Bybel sê Saul het kop en skoppels bo almal gestaan in Israel. En toe die Here vir Saul kies, toe hy voorgestel moet word aan die volk, die Bybel sê Saul het homself weggesteek tussen die toerusting en hulle kon hom nie kry nie. Die gees van God het oor Saul gekom en die gees van profesie het hom beetgepak en het geprofeteer onder die profeteseuns. En toe Saul begin om Israel te lei, toe het God vir Saul 'n ander hart gegee. Saul was die mees gekwalifiseerde man onder hulle. Toe sy oom vir hom vra, wat het Samuel met jou bespreek? Toe het Saul geweier om te sê, hy's nou die koning. Want God het vir Saul 'n ander hart gegee. Die dilemma is, die volk van die Here het om selfsugtige redes 'n koning gesoek. Want hulle wou nie deur die Here regeer word nie. En Samuel is gebroke en hy gaan kla by die Here. En die Here sê vir hom, Samuel, dis nie vir jou wat hulle verstoot nie, dis vir my. Maar hulle moet onthou, hulle het nou 'n koning. En die koning gaan belasting verwys. Hulle moet nou onthou, hulle het 'n koning en hulle kinders gaan doodgaan vir die koning. Want as die koning wil oorlog voer, dan vat hy hulle kinders. Hulle moet onthou dat hulle alles besit, maar nou dat hulle 'n koning soek, gaan hulle dit wat hulle sinne is moet deel met die koning. En die gevolge van die benoemingskomitee het die kerk vinnig ingehaal. Want hulle het nou 'n koning gehad. En die koning moes vinnig vervang word. Dawid word op loop gesit, want hy's 'n bedreiging vir die koning. En Dawid sy gebed is, en hy sê vir Saul, ek wil nie doodgaan weg van God se teenwoordigheid af. My bloed moet nie op die grond val, weg van God se teenwoordigheid af.
Daar's 'n lied wat William May altyd gesing het, ander het dit ook gesing, baie bekende lied hier in die kerk. In a dry and weary land where there is no water, my soul is longing for you. Psalm 63. En Dawid het hy psalm geskryf, want hy is op vlug, weg van Saul af. En Dawid se vrees en sy verlange is dat hy nie moet doodgaan weg van God se teenwoordigheid af. En wanneer jy die storie lees, dan sien jy dat Dawid vlug uiteindelik na die Filistyne toe in hoofstuk 27. Dit was te vinnig. Ek dink ek het nou te vinnig gepraat, die geliefdes het my nie gehoor. Die leierskap van die kerk vervolg vir Dawid. En Dawid verlaat die grondgebied van die kerk. En hy is veiliger by die Filistyne as in die kerk van die Here. By die vyand. En die koning, een van die leiers van die Filistyne, neem vir Dawid onder sy sorg. En Dawid word sy dienaar. En Dawid bly by die Filistyne vir 'n jaar en 'n half, want hy is nie veilig by die kerk nie. En toe hulle oorlog toe gaan, toe sê die ander leiers van die Filistyne, ons ken die lui nie. Die mense het gesing van hom. Saul het sy duisende verslaan, maar hy het sy 10.000 verslaan. Hy kan nie saam met ons gaan. Hy is 'n gevaar vir ons. Maar Dawid was die hele tyd alright. Dis nie Filistyne, want die kerk is veilig. En Dawid moet nou huis toe gaan om vir sy vrouens en die kinders te gaan sê, ek is weggejaag. En in hoofstuk 30 kom Dawid by die huis aan met die nuus, ek en die manne wat saam met my is, het vandag ons werk verloor. Toe hulle daar kom, toe die vrouens en die kinders en al hulle besittings weg. Die Amalekiete het gekom, het die huise afgebrand, die besittings gevat, die vrouens en die kinders gevat en daar niks oorgebly. Dawid, in ons terme, bevind homself in 'n toestand van posttraumatiese stres. Want hy kry nie kans om tot verhaal te kom. Die leier van die kerk wil hom doodmaak. Hy moet vlug. Hy praat met die leier van die kerk, hy sê vir hom, asseblief, ek wil net in die huis van die Here wees. Ek is nie geworry van jou nie. Ek wil by die Here wees, maar omdat ek nie veilig is rondom jou nie, moet ek maar nou uit die kerk uitgaan, want is veiliger vir my in die wêreld. As kere waar onze kinders by die tavern sit en hulle drink en die dronk mense hanteer hulle netjies en gee om vir hulle en is lief vir hulle, dan kom die liedere van die kerk terug. Nearer my God to thee. Want onze kinders is nie veilig nie. Hulle is veiliger in die smokkelhuis. Dawid het posttraumatiese stres. Want hy moet nou vir sy huismense gaan sê, die conference het my weggejaag. Ek het na 'n ander conference toe gegaan, ek het daar gaan weer, want die conference waar ek was, het my sleg hanteer, en nou moet ek vir jou kom sê, ek is weggejaag. Hy kry nie die geleentheid om te sê, hy is weggejaag. En die Bybel sê, wanneer jy dit lees in hoofstuk 30,
vanaf vers 3. 1 Samuel. When David and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted their voices and wept until there was no strength to weep. Now David's two wives had been taken captive, Ahinoam the Jezreelitess and Abihail the widow of Nabal the Carmelite. Moreover, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him, for all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. David becomes the object of the violence of his comrades. Why? Because all of them are experiencing all the steps of grief at the same time. Disbelief, bargaining, anger, depression. There's no acceptance yet. David becomes the object of the violence of these men because they are disabled as a result of the situation. Why? They were skilled in warfare. Their ability to kill with skill was what kept them alive. Now they're the dilemma. Killing didn't work here. And when you remove from a pastor what he or she knows how to do, you take from them everything about them. Oh, I didn't tell you I'm preaching from the perspective of a pastor. Please understand that when you discuss us in the nominating committee and you say the things about us, some of them that are not even true, you must understand that you are handling something that doesn't belong to you. Because that man was ordained by God. That man was chosen by God. And you are exercising authority that doesn't belong to you. You are privileged to discuss us. Because I don't know anything else. I have nowhere to go. After you guys are done with us, you go back to your places of employment and you are okay. And we have to deal with the mess that you created. So David has to contend with men who were emasculated because they were skilled in warfare. This time around, they couldn't do anything. So David asked for the ephod to be brought. He asked for the priests to come. Please understand that the house of God had remained in Shiloh. The tabernacle was there. People went to worship. But it did not mean that the presence of God was there. You are not following, so let me explain. People confuse the things of God with God. Eli drops dead. His daughter-in-law calls the son Ichabod. The glory has departed. They thought that when the Ark of the Covenant was taken, that was the point when God left. God had left long before that. They were just confused because of the presence of the Ark of God. The presence of the Ark of God, which was associated with the presence of God, did not guarantee the presence of God. Because when the Ark arrived at the war front, the Israelites became excited because now God is here. But the Philistines understood that even though their God had arrived, now it is time for us to fight. And they were defeated in the presence of the Ark of God. David left a place, but the presence of God was with him where he was. So he asked for the ephod, and the son of the priest brings it, and he inquires of the Lord, and he asks the Lord, shall I pursue? And will I get back what was taken from me? And the Bible says, God answered, pursue. You will overtake and you will get back everything that they took from you. And David, according to God's word, encouraged himself in the Lord his God.
if I were to preach this text in the context or in the presence of my peers, I would say to them, if you were to do a close reading of the text, you would understand that the Hebrew verb here, I'm not speaking to you, I'm speaking to the pastors. The Hebrew verb here has a reflexive connotation where both the subject and the object are the same. The one doing the action and the one receiving the action are the same. So David acted on himself. And he did so, trusting the Lord, his God. Ons het nergens anders heen om te gaan. Bemoedig jouself in die Here jou God. Die pastor gaan jou nie kom help. Niemand gaan kom help. Sê die Here. Bemoedig jouself in die Here jou God. En toe David homself bemoedig in die Here sy God, toe staan hy op. En die 600 manne gaan saam met hom. Die Bybel sê 200 van hulle het moeg geraak langs die pad. En hulle bly toe agter by die stroom en hulle kry Egiptiese jong man en hulle vra vir hom, het jy nie sulke mense gesien hier rond nie? En hulle sê ja. Hy sê ja, ek het hulle gesien. En hulle gaan en hulle kry alles terug. En toe hulle terugkom, toe sê die 400, die 200 wat agtergebly het, hulle kan nie kry van wat ons teruggebring het. En David maak toe 'n reël wat sê wanneer ons oorlog toe gaan, die wat agterbly met die toerusting en die wat gaan veg, kry dieselfde. Nou, sommige van ons gaan vinniger herstel as ander. Dit is hoe dit is. Sommige van ons gaan vinniger herstel as ander. Sommige van ons gaan ongeduldig raak met mekaar. Ons wat predikante is nie net serie. Ons is kwaad. En jy gaan dit môre sien. Gaan môre sien met die begrafnis hoe kwaad is ons. Ek het 'n klomp vooroproepe na geluister. Ons is kwaad, maar ek dink ons is kwaad genoeg nie. Ek gaan sien môre. En julle gaan vra, maar wat gaan met hulle aan? As hulle nie Christene nie. Jy moet maar sterk wees. En wat jy ook al dink of voel. Maar ons is kwaad. En Greg is die eerste een. En is ook nie die laaste een. As ander ook, wie ons kan tel. En op 'n stadium toe sê ons vir mekaar, uyathakathwa apha. Yes. Ons het gesê vir mekaar, die mense hier, hulle toer. Die ding wat die aangaan, is nie normaal nie. Dus kom ek sê, is die eerste een. En is ook nie die laaste een. En wanneer jy ongeduldig raak met ons, onthou, ons is nie kwaad genoeg. Want omdat ons Christene is, voel ons nou ons kan niks maak. Jy het unions by julle werke. Ons het nie unions by ons werk. Ons bid. En ons word met die tiendes betaal. So ons kan nie nou nog lawyers gaan haal om die kerk om te krap. Ons word met die Here se tiendes betaal. Dis ook my pastors moet vleis eet nie. Jy kan nie 'n pastor as in die Here se tiendes vleis laat koop nie. Mevrou White is baie deze. Jy kan nie vleis eet nie. Jy kan word met die Here se tiendes betaal. So jy kan nie met die Here se tiendes vleis koop nie. Amen. Ja. Vlees is een beetje cheaper. So David maak 'n wet wat sê, wees geduldig met mekaar. Wanneer ek lank vat, wanneer ek moeg raak,
wanneer ek so vinnig herstel, is geduldig met my. Maar jy moet onthou, die man vlug uit die kerk uit, want die leierskap van die kerk wil hom dood het. Die man gaan by die Filistyne werk soek. Die Filistyne is genadig teenoor hom. Hy word weggejaag by die Filistyne en hy moet vir sy huismense kom sê, ek is nou by die werk ook afgedank. Jy moet onthou, hy is veronderstel om die een te wees wat wraaksigtig is. En hy sê, wees geduldig met die ander man. Want as keer wanneer ons seer kry, wat ons ander mense wil seermaak, want jy is nou die slagoffer en dan word ander mense slagoffers in jou hande. David, in sy pyn, sê, wees geduldig met die mense. Want jy vergeet, jy was nog 'n slagoffer laaste. Jy het laaste seer gekry. Maar die vraag wat ek gevra het, en ek sê dit in die Bybel toe agterna, wanneer die mense se dag aanbreek, wat nou vir die ander mense leed aandoen, hoe gaan hulle maak? Wanneer dit hulle beurt is. Ons almal kry ons 'n beurt gevoel. So wanneer dit nou hulle beurt is, hoe gaan hulle maak? Wanneer hulle kinders moet hê, wanneer hulle families met pyn moet deel, hoe gaan hulle maak? Hoe gaan hulle dit verduidelik? Ek weet presies waar ek was, toe die oproep kom wat sê, daar was donderdag aan executive committee. Die paaste het die Vrydag gehoor. Hy is onmiddellik gehospitaliseer, hy is Sondag dood. Dis hoekom ek sê, dis die eerste geval die nog. Ek weet presies waar ek was, toe hy oproep kom. En sy kinders moes gaan staan en praat oor hulle pa. En as 'n direkte korrelasie tussen die paaste se dood en die conference se uitvoerende komitee vergadering. Of miskien dink jy ek praat van die ander mense. Okay. Ek was 3 keer geskuif in 2 weke. En die president op daai stadium, sy caucus het besluit, ek moet gaan. En die gemeentelede skryf briewe op en die president sê, moenie die man skuif nie. Ek sê vir hulle, luister hier, ek werk nie vir julle nie. Ek werk vir die konferensie. As die konferensie besluit, ek moet gaan, dan gaan ek. So, trek terug julle briewe. Ek bid, 3 uur die oggend. Here, verydel die raad van Agitofel. Amen. Placement committee kom met hulle verslag na die executive committee toe. Moet nie vir my vrou weet ek nie, ons mag nie vir sê hoe weet ons wat Robert hulle praat in die exco. Ons weet hulle praat. Hulle, die placement committee kom met die verslag aan. Ons moet die man doen. En die executive committee begin te beklei met mekaar. En die president bel my. Hy sê vir my, ons het van plan verander, jy moet nie meer so toe gaan, jy moet nie so toe gaan. 2 dae later bel hy my, nee, moet nie meer so toe gaan, jy gaan so toe. Nee, ek verstaan nie. Omdat predikante raak aan mense wat nie aan geraak word nie. Word daar 'n e-mail gestuur na die hele konferensie toe wat sê, ek is HIV positief, ek het 'n kind gemaak, ek het die ene 'n abortus laat kry. My Zion was nog klein, hy vra vir my, Daddy, are you HIV positive? Ek sê vir hom, nee my kind. Ons moet ons kinders verduidelik wat julle van ons sê. Ons raak aan mense wat nie geraak word. Want sommige van julle word nie aangeraak.
Julle het vriende in hoë plekke. En ons mag geen julle raak. Daar word 'n brief geskryf die Sabbathooggend deur dieselfde persoon wat hy e-mail geskep het, want hy het koneksies by die regering se intelligensie afdeling. Hy skryf 'n e-mail, eredienstyd, en daai e-mail gaan na die offisiere van die konferensie toe. En hy het 'n recording van die kerkraadvergadering, van alles wat ons gepraat het. En hy skryf alles wat ek gesê het in die vergadering. En die ministerial secretary respond en hy sê, maar hoekom het jy die man so hanteer? En ek sê vir hom, ek praat nie met jou nie, ek praat met die offisiere. Jy is hier offisier, dus jy kan nie vir my vra oor administratieve kwessies nie. Jy is die ministerial secretary van die conference. Jou werk as om vir my te kom besoek by my huis. Jy het die sê in administratieve kwessies nie. Dis die beleid van die organisasie. Ek sê vir die offisiere van die konferensie, julle moet vir my suspend as julle dink julle het rede om so te doen. En die kerkmense bel my op die foon van hulle huil. Hulle sê vir my, ons weet wie doen die ding. Ek sê, dierbares, ek werk vir die Here en vir die Here se kerk. Die mense wat hier geraak word, moet maak wat hulle wil. Die mense van die conference se HR en Legal Affairs Committee bel my, Fondis, ons sien jou naam op die agenda. Wat moet ons maak? Sê, broers, julle moet maak wat julle moet maak. Want die is die Here se kerk. Ons en onze families, ons verstaan posttraumatische stress. En is die wêreld wat dit aan ons doen nie. Dis nie onze lewensomstandighede wat dit aan ons doen nie. Dis onze kerk wat dit aan ons doen. Onze kerk doen dit aan ons. Terselfdertyd, wanneer dit jou beurt is, ons gaan daar wees. Maar ons gaan nie dit aan jou doen wat jy aan ons doen. Ons gaan ons swart suits aantrek en ons gaan kom. Ons gaan jou vrou en jou kinders kom aanmoedig en ons gaan bid vir hulle. Ons gaan nie met jou doen wat jy aan ons doen. Ons gaan nie dit doen. Want ons weet wat dit is. Wanneer jy jouself moet aanmoedig in die Here jou God. Wanneer daar niemand is, as net jy in jou traan. Vir die vroue in die vertrek. Mansmense het 'n seldsame probleem. Hierso is die probleem. Ons word gebore met sekere vaardighede en ons word gebore met die vermoë om aggressief op te tree. Die rede hoekom die Here vir ons aggressie gegee het, is omdat dit nodig word vir ons om die vir wie ons liefhet te beskerm. Wanneer ons nie ons aggressie kan gebruik nie, dan is daar 'n probleem. 'n Man wat nie die ruimte kry om sy aggressie te gebruik om sy familie te beskerm, daai man raak van sy verstand af. Dit is hoekom ons wegstap. Soos 'n bind by wanneer jy so baie praat, dan stap ons weg. Want ek kan nie my aggressie op jou gebruik nie. Daai aggressie is daar vir sekere aangeleenthede. As jy saam met my? Met ander woorde, as ons nou hier stop langs die pad en iemand bedreig enige van my kinders, ek gaan dood in die proses. Hoekom? Die aggressie wat God my mee gemaak het, is daar vir 'n rede. Alright? In ons wêreld kan ons nie ons aggressie gebruik nie. Ons kan dit nie gebruik nie. Ons moet sit en toelaat dat die kerk ons mishandel. En ons kan niks aan doen. Al plek wat ons na toe kan gaan, is huis toe. En onze kinders, die bekendste kinders, kom by 'n plek waar hulle die kerk van die Here haat. En die kerk van die Here
het nie net hulle pa van hulle afgevat nie. Maar die kerk van die Here het ook hulle pa vir niks gevat nie en hulle het dit gesien. Want die kinders bly mos nie klein nie of hoe? Hulle raak groot en hulle sien wat die kerk moet ons doen. En hulle kan nie verstaan dat hulle pa, wie al die vermoëns het, dit nie kan gebruik nie. Ek verstaan nou hoekom van my kollegas vuurwapens dra. Verstaan? Ek stem nie saam met hulle nie. Maar ek verstaan. O, ek weet nie die pastor dra guns. En ek moet nou saamvat en sit. Ek was in 'n gegewe konferensie vir veiligheidsliede, mag ek nie sê waar nie. En ons gaan huisbesoek doen in Phoenix, nou weet jy waar. Ons gaan besoek aan Phoenix. Ons sit daar by die man, ons praat met die man en allemaal dit. En ons kom terug. En ons gaan vat die ander kar. Ek is nou bezig om te verkleed in die kar. Ek sit my taai om, want ons moet nou na die week van gebed toe. Sit my taai om en alles. Toen sien ek die twee predikante halen nou ander toerusting uit aan die motorkar. En ek vraag vir hulle en nou. Hulle sê nee, my broer, hier waar ons werk moet jy die toerusting hê. En die manne haal die toerusting uit en hulle sit die onder die stoel. Hulle sit die onder die driver's stoel in. En ons ry. Nou sit jy hier in die motorkar en jy begin nou te dink, moet ek nie vir my ook so iets kry? Die manne het ernstige toerusting wat hulle hier nie rondry. Ek verstaan. Ek stem nie saam nie, maar ek verstaan. Dat ons het nie hier kom in. Kan niks man. Maar een ding weet ek. Die Here het tot David gehoor toe hy seer kry. David het homself aangemoedig in die Here sy God. Tweedens, David het vir die Here gevra, wat moet ek doen? Toe staan hy op en het gaan doen wat die Here sê hy moet doen. David het teruggekom en begin met die pad van herstel. En dit was nie die enigste aangeleentheid in sy lewe waar hy moes opstaan en die stukke optel. Maar hy het geleer weg van die aanbiddingsplek af. Weg van dit wat hy ken. Jy sal oplet wanneer jy die Bybel lees. Nergens is daar 'n plek waar David weer terug gaan na sy huismense toe nie. Hier is die Bybel. Hy gaan nooit weer terug huis toe nie. Hy kan nie met sy pa gaan kla nie, hy kan nie met sy broers gaan kla nie. Dit is net David en die Here. Deur al sy weerervarings, nergens is daar geleentheid in die Bybel waar jy hoor David se pa het gekom en kom sê my kind, hoe gaan dit met jou nie? Bemoedig jouself in die Here jou God. Staan op. En gaan jy die stukke op. Die Here het 'n manier om ons pyn te heel. Maar geef ons kans om die pyn te voel. Geef ons kans om onsself uit te druk oor die pyn. Geef jouself kans om die pyn te voel. Om te deel daarmee. En ons deel daarmee op verskillende maniere. So, jy moet nie skrik as jy môre sien wat gaan gebeur daar by die begrafnis en hoe die predikante hulle self uitdruk. Hoe hulle voel. Ek kan nie vir julle sê wat hulle op die fone sê nie, maar daar is pyn. Daar's hartseer. Daar's bitterheid. Daar's woede. Daar's allerlei emosies. Maar God bly God. Ja, amen. Amen. Hier is die Here se kerk. Amen. En aan die einde van die dag gaan die Here die laaste sê. Moedig jouself in die Here, die God.